Hoor julle almal? Ja, vir ons is 'n bietjie vroeg op die pad. Ons is weer op pad Oos-Kaap toe. Ons gaan daai beloofde visvangtrippie doen en die jagtrippie doen. En ja, dit is bitterkoud. Ons is al 1 uur vanoggend weg. En ons is nou in Bloem. So sit nou eers 'n bietjie tyd vir koffie. Ons moet 'n koffietjie kry. En dan so ietsie help ook. So ja, nee, ons is op die pad. Sal helemaal so op hoogte hou, so ons kom vroeg genoeg daar aan, dat ons gou kan alles opslaan en goed kan reg kry. Want ek sien die windjie is maar nie lekker nie, want gaan ons bietjie pak gee daar, maar ja, ons gaan julle op hoogte hou soos ons vorder. En dan hopelik vir julle 'n mooi sonsopkoms wys as ons daar is. Enjoy. Nou ja, goeiemôre. En daar is die dam. Ons is amper daar. Baie amper daar. En ja, kyk wel ek hierdie wolkies. Dit is bietjie koud hierso. En die wind waai bietjie sterk. Vandag se wind is 'n lekker 9 tot 11 meter per sekond. So ja, dit gaan verskriklik lekker warm wees. Maar ja, dankie tog, ons is amper veilig hierso. Ons het nog so 10 minute se ry om tot daar agter te kom. Dan gaan ons vis en dan uitpak en dan sal ons 'n bietjie weer updates gee. Nou ja, ons is daar met die dam. En het afgehaak. En nou ja. Groot afpak. Die groot afpak. Dus soos julle weet, alles het alweer geskuif waar dit nie moet wees nie. Maar ja, ons is daar hierso. En Mannemark. Kyk wat gaan hier binne aan. Ons hou julle op hoogte. Ja, môre almal. Ja, wat 'n nag. Koud. Die minste te sê die wind het vir ons raak gewaai. En ja, dit is hoe dit lyk vanoggend. Nog steeds nog net so. Maar die wind het dan 'n bietjie bedaar, so ons gaan nou gou 'n bietjie stokke terugkry. Ons het hard gevis tot 2 uur vanoggend toe. En ja, ons sal nou maar sien wat maak hulle vandag. Ons grootste vis was maar 5.3 gisterand. Ons het 'n klomp tussen 4 kilos en daai 5.3's gevang. En ek het 'n bietjie voerstrategie verander vandag. En so voort. En kyk of ons net dalk van die groter vis in die hande kry nie, maar ja, tot op weer toe het ons nog alles amper een groot vis gevang. Dit lyk amper of dieselfde generasie is. Maar ja, is nog steeds bitter mooi hier so om hier wakker te word in so 'n oggend met so 'n view. Nou ja, toe mense, die einde van nog 'n dag en al wat ons het is 'n klomp jong vis. Daai 4,5 tot 5 kilo Kaaps, nee, wat ons melk vir hulle. En maar ja, julle gou so 'n bietjie wys hoe lyk die dam. Daarom met die wind ons so 'n bietjie gelos. So dit lyk daarom al so effens beter. Maar ja, dit hoe kan ek nou sê, ons sal weer so 'n bietjie beter vis te kry. Maar ja, maak nou nie saak hoe ons dit verander nie, of wat ons verander nie. Ons bly op die jonger vis, en ja, dit is nou maar ongelukkig deel van die fun and games. So, maar ja, ons het nou alles oorgegaan na baie visserige goed toe. Heeltemal buite die comfort zone, as dit kom by nuwe damme hengel. Ons probeer ook 'n bietjie 'n nuwe strategie. Ons het een kol gekry wat ons nou heavy feed, soos in heavy feed. Ons voer hom dik.
waar ons met al die ander stokke net mousetrap, en ons het actually nou vanmiddag vir die eerste keer 2 vis gesien rol daar op daai kol. So ons gaan nou kyk wat maak hulle, jy weet. As ou 'n nuwe dam hengel, ek meen die dam word glad nie gehengel nie. Dis 'n voorreg vir ons om hier by hierdie dam te kan hengel in die Oos-Kaap. Jy weet, om nou maar te kan sien, jy weet, wat is die verskil tussen die mousetrap? Met die mousetrap vang ons die vis fairly maklik. As ek sê maklik, praat ek van 1 uur tot 1 uur en 'n half by tempo. Versus die kol wat ons nou begin het, of wel van gister af gevoer het nou al. Ek gaan nou weer 'n groot pot uitgooi daarso. So hy kry 2 tot 3 groot potte 'n dag. So ons wil nou kyk, jy weet, wat gaan dit werk? Ek meen, ons is op daai drop of op die ledge. As dit werk, ja, jy weet, dan weet ou dan vir future reference, jy weet, as ou hierdie damme vis, is dit die moeite werd om soveel te voer? Ja of nee, want dis baie ons strategie. Gaan, gooi 'n moeseklomp voer uit, en dan, bam, vang jy die vis. En hierso wil ek vir amper sê, ek weet nie, met die mousetrap vang ons die vis. Die jong vis is lastig, al is dit baie koud. Ons het nou geskryf, die weervoorspelling skuif na Woensdag toe, na Kapok toe. So ons gaan diep in die minusse ingaan hierso. Gisterand was bitter koud gewees. Hy het nie geryp nie, want die wind het nog steeds omtrent 8 meter per sekond gewaai. So ons sal nou maar sien vanaand wat gebeur vanaand. Ons gaan uit om te gaan jag vanaand. Ons gaan 'n bietjie draaiery of vanaand vir jakkals en so aan. So ons sal nou maar sien wat kry ons op die pad. En dan sal ons julle op hoogte hou van wat gebeur. En ja, ons nou maar kyk, daar draai nou weer 'n vis op daai kol, wat excellent is. So dit wys daarom of al voer inkom. Ek het 'n klomp boilies ook uitgegooi. Jy weet, ek meen, interessant. Sommer nou vir die interessantheid. Ek meen, die dam het nog in sy lewe nooit 'n boilie gesien nie. Nou, dis vir die ouens wat hierdie boilie skeptics. Ons het 80% van al ons vis wat ons heiliglik gevang het in hierdie dam, met pop-ups en boilies gevang. Die res is nou met tigers en mealie stacks en. Ons gaan vir julle wel 'n bietjie riekse goed wys ook waarmee ons gehengel het, wat ons gedoen het. Maar ja, ek wil vir julle eerlikwaar sê, ek dink nie dit is so groot verskil nie. As jy sê 'n dam, 'n vis gaan nie 'n boilie eet nie, ek weet nie, ek wil vir julle sê, hierdie vis het my verbaas. Ons het binne die eerste uur en 'n half het ons eerste vis gevang met 'n pop-up op 'n tiger. So dit sê dit vir my, ek dink nie daar's baie logika aan dit nie. Alhoewel dit jong vis is, dit is nie groot vis nie. Ons het nou vandag weer oor 'n paar groot merke gegaan. Dit is asof die merke minder geword het. Ek dink dalk omdat die dam nie baie met 'n petrolmotor gery word nie. Kan dit 'n verskil maak? Ja, dit kan wel 'n verskil maak versus die elektriese motor. Maar my maat, jy gaan nie met die elektrische motor regkom in die dam nie. Die wind het vir ons raak gewaai, soos in raak gewaai. Jy weet, as hy hier na 12-15 meter per sekond toe gaan, dan raak het nie eens meer lekker met die rubberdak met 'n 9.8 Titan op nie. Dan begin hy jou rarig pak gee. Line dropping raak fisies impossible as jy nie 2 mense is nie. Jy kan nie op die GPS op die merke kom nie. Hy blaas jou letterlik. As jy oor hom gaan, as jy jou stok optel, is jy reeds 5 meter weg. So dit was baie moeilik om lyne neer te sit. Maar ons glo alles gaan goed gaan. Soos ek sê, ons het nog 'n bietjie hengeltyd. Môre gaan actually 'n goeie dag wees. Sodat ons nou kyk hoe lyk die vis môre. Ek sien die besonders begin ook maar almal bietjie beweeg weg van die damwal af om te gaan voer. Ek dink die manne is ook bietjie honger, want hulle het letterlik vir nou al die afgelope dag en 'n half het hulle weggekruip agter die damwal vir die wind wat vir hulle raak gewaai het. Hulle sit op sulke hoopies, bondel hulle op daar teen die wal in die water, want hulle wil nie gaan eet nie, want die water is net daarof. So ek glo en hoop en vertrou vanaand gaan definitief 'n beter aand word. En ons is so gelukkig dat dit volmaan is, as julle mooi kan sien daarso. So is nie die beste tyd van die hengel nie. Barometriese druk is maar, hy wissel maar baie hoog en laag. Maar ons is nog steeds vol vertrou, ons gaan hopelik 'n mooi visie kry. So ons sal julle maar weer 'n bietjie later update as ons weer verder gaan en kyk wat kry ons. Nou ja mense, as julle wil weet of dit koud is hierso, dit is letterlik, kyk daar, 6:50 en dit is reeds 10:07 en dit is 5 grade en dis
Dis nou vanaand, dis nou eers in die oggend nie. So ja, ons gaan definitief bietjie koud kry. Kyk jy nou weet as die wind waai, dan kyk jy na daai blesoeners. Wat jy bondel op my mekaar. Net laat hulle wat se naam, dat die wind hulle nie kan wegwaai nie. Julle, ja, ons is nou op pad Lodge toe, ons het gepak met die dam. Ja, nie baie suksesvol paar dae gewees nie. Maar daarom ons het 'n paar vis gekry, nie groot vis gekry wat ons gehoop het nie. Die visie se hoogte is dieselfde wat ons gesien het op die Fishfinder, maar het geen, hulle is nie dik nie. Dit is, die gene pool is nie sleg nie, maar ja, is nie monstervis nie. Nou ja, ons is nou op pad na die Lodge toe, en ja, dit is maar koud hier, so ons het ysreën al gehad vanoggend. So ja, dit is maar bietjie koud hier so, en die windjie is al weer aan. Maar ja, ons gaan gou 'n bietjie uitpak, en as ons klaar uitgepak is, gaan ons gou vir julle wys hoe lyk die Lodge. En dan die boonste dam toe ook seker maar ry, en so 'n bietjie ander video's hier goed opmaak op die berg, en dan sal ons julle wys hoe lyk dit hier so. Nou ja, om gou vir julle te wys hoe koud dit is. Check hier, dis ysreën. Wat jy loop die ys af. Wat jy val hulle. So die stukkies ys. As jy so ry dan gaan ook 'n stukkie af.